Welkom in my Afrikaanse klas graad 12s. Dit is ons laaste les oor die ongelooflike avonture van Hannah Hoekom. En ek gaan vir julle 'n paar moontlike vrae vra. Soos wat ek al in die verlede gesê het, jou beste maat in die voorbereiding vir jou eksamen is jou boek. Goed. Daar is ons karakters weer, net sodat julle 'n prentjie in julle kop kry van hoe hulle lyk. Ek spandeer nie tyd met kort kontekstuele vrae nie. Wat julle moet ken, is jy moet jou storie ken. Hierso sê die inhoud, laat ek net my pen se kleur verander, want ek wil nie met jou raas nie. Jy moet die inhoud ken. En as jy nou teruggaan na die lesse wat ons gedoen het, waar ons al die hoofstukke bespreek het, dit gaan vir jou 'n goeie hulp wees. Jy moet elke hoofstuk weer probeer lees. Jy moet sorg dat jy al die name van die karakters ken, weet waar hulle inpas. As jy onthou, ons het daai diagram gehad aan die begin om vir julle te wys hoe die gesin bymekaar gesit is. Jy moet weet van plekke. Nou gelukkig is daar nie baie plekke in hierdie storie nie. Ons begin in Kaapstad, né? En dan reis die gesin na 'n plek naby Piketberg. Margot kom uit Amerika uit. En Gavin, ek dink hy kom uit Johannesburg uit, ek is nou nie seker nie, of hy kom uit Kaapstad uit, maar daar's nie baie plekke wat jy hoef te onthou nie. Dis 'n geluk, maar daar's baie karakters. En dan die hele ding van Fabienne. Dit is wat jou kan deurmekaar maak. Waar begin Fabienne se stories en waar eindig Hannah? Waar begin Hannah se stories? So maak baie seker, selfs al moet jy die Fabienne dele met 'n kleurpotlood of 'n glimpen onderstreep, sodat jy in jou kop 'n baie duidelike prentjie het. Waar kom Fabienne voor en waar is dit die werklikheid? Om jou te kan help. Goed, ek gaan konsentreer op moontlike lang vrae. Nou, hierdie vrae is almal in opstelvorm. Nou, jy hoef nie 'n verhandeling te skryf nie. Hier gee hulle vir jou 'n woord, 'n aantal woorde. Dis 'n riglyn. Natuurlik kan jy nie meer as 300 woorde skryf nie. As jy nou 200 woorde sou skryf, gaan dit nie die dood van Katrein wees nie. So, maak maar net seker, wat baie belangrik is hier, is jou woordeskat, en dit is hoekom jy die boek moet lees, sodat jy die woorde kan kry om vrae te beantwoord. En natuurlik woordorde. So daai twee elemente is geweldig belangrik. 'n wenk. As jy 'n Engelse woord sou gebruik, wat nie aan te beveel is nie, werk dit so. As jy 'n sin skryf met 'n Engelse woord in, en die Engelse woord word toegehou, en die sin het nog dieselfde betekenis, dan kan jy daarvoor 'n punt kry, of dit is dan 'n positiewe ding. As jy die Engelse woord toehou, en die sin maak geen sin nie, no meaning, natuurlik dan gaan jy nie 'n punt kry daarvoor nie, of dit gaan nie positief geassesseer word nie. Goed, kom ons kyk die eerste vraag. Is 'n hipotetiese vraag, hypothetical. Hannah skryf elke dag in haar dagboek. Nou hier is 'n sleutelelement, so jy gaan die regte formaat moet hê. En wat is die regte formaat van 'n dagboekinskrywing?
Jy sal die datum skryf. As dit nou jou boek is, dan skryf jy die datum hierso en jy skryf liewe dagboek. En dan is jy reg om te skryf. Onthou, dagboekinskrywings is baie meer informeel, baie meer emosioneel, so jy kan emosionele woorde gebruik. Goed, kom ons lees die vraag. Dis die aand na die geboorte van Hannah se baba sussie. Nou as jy dit nie verstaan nie, die aand na, after the birth, dan gaan jy bietjie klei trap met hierdie vraag. So skryf in jou eie woorde wat Hannah in haar dagboek sou skryf. Onthou, so hulle wil hê jy moet skryf van na die baba gebore is. 'n Dagboekinskrywing is vol emosie en informeel. Goed, Mana was die vloer, dan kry sy kraampyne. Margot, ek dink ons moet praat oor Margot se rol in die hele storie. Hannah vlug, sy is so benoud, sy kan nie glo dat haar ma so swaar moet kry nie. En haar verstomming, as sy sien dat Margot, wat hierdie la-die-da aktrise was, is ewe skielik 'n gewone mens. Die dogtertjie word gebore, almal is baie opgewonde, en Hannah is so verlig, en sy's dadelik so lief vir hierdie baba, en sy het hierdie gevoel van beskerming. So jy kan nou baie kry om jou te help om hierdie antwoord te skryf. Kom ons gaan na die volgende vraag toe. Hannah en haar saamgestelde gesin. Nou as jy nie weet wat dit beteken nie, dan gaan jy nie weet hoe om die vraag te beantwoord nie. Verstaan julle hoekom dit belangrik is dat julle hierdie woorde moet verstaan? Ons het nou al so baie gepraat oor hierdie hersaamgestelde gesin. Hulle beland in 'n krisis situasie. Nou as ek net vir jou 'n wenk kan gee, ouens. Kyk na hierdie woord. Krisis situasie. Klink dit vir jou bekend? Crisis situation. Kan julle sien dat baie keer is die Afrikaans en die Engelse woorde sodat jy tog kan verstaan as jy dit terugneem na Engels. Nou kom die vraag, wat is die krisis en hoe help dit die gesin om nader aan mekaar te kom? Remember, that was the aim of Mana, to have this holiday as a honeymoon, but also so that the family can bond. Goed, nou hier is nog 'n bietjie detail, Botterberg. Dis die plaas se naam, naby Piketberg. Hulle is in die plaashuis, Margot, Gavin en Sharon kom kuier, die reën, hulle word vasgekeer, die baba word onverwags gebore, en die geboorte op die ou end bring almal nader aan mekaar. Dit was nie te moeilik nie, né? Volgende een, Hannah is 'n typical teenager girl. She's a typical female teenager. Stem jy saam? Nou as jy so iets kry, dan moet jy opspring, 'n fist pump doen en sê, yes, I can do this, because I can answer it either yes or no, as long as I motivate my answer. Nou vra hulle vir jou, motiveer jou antwoord, motivate your answer, deur 'n paragraaf te skryf. So hier het jy nie nodig om 'n lang opstel te skryf. Belangrik om dit te raak te lees. Want deel van die assessering is om te kyk, verstaan jy die vraag? Het jy die vraag beantwoord? En dan sê hulle vir jou, gebruik voorbeelde uit die verhaal om jou antwoord te motiveer. Nou hier kan jy sê, ja, sy is 'n tipiese tienermeisie, sy is bekommerd oor haar voorkoms, oor hoe sy lyk. Haar tande is vir haar 'n probleem, sy het 'n gaping. In haar kop is sy vaal en vervelig. Niks spesiaal nie. En dan,
Julle kom ons almal op 'n punt waar julle so skaam is vir julle ouers. I can remember, I was a horrible teenager. Then we will go to the movies on a Friday evening in this little town where I grew up with my mom and dad. I was an only child. Then I would let them go into the movie house first to take their seats. I would go to the restroom, wait until the lights are down, so it's dark, and then I would go and sit with them. How horrible is that? But in any case, sy was skaam, she was shy because of her eccentric mom and her gay dad. So, yeah, we can say she was a typical teenager, being shy about her parents, not happy with how she looked, etc., etc. Jy kan ook sê nee, sy was nie die typiese stereotype vir 'n tienermeisie nie. Sy was slim, sy het geskryf, sy het baie verbeeldingsvlugte gehad, sy was nog net enkele kere verlief, sy het nie vreeslik bekommer oor hoe sy lyk, haar gremering gedra, of sy het meer van 'n klassieke voorkoms gehad. En being exposed to Mana's influence of be true to yourself, she was not a typical teenager. So daar het jy jou antwoord vir hierdie vraag. Hannah se gesin is 'n moderne, uitgebreide gesin. Nou hier kom ons weer. Wat is die kwessies en hoe hanteer hulle hierdie uitdagings? Nou moet jy net 'n bietjie kyk na hoe hierdie gesin saamgestel is. Ons het vir Mana en Beyers. Beyers het 2 seuns, Mana het vir Hannah en vir Thibaut. So hier sit jy nou met Mana se kinders, Hannah en Thibaut het dieselfde ma, maar hulle het nie dieselfde pa nie. So hulle is 'n halfbroer en halfsuster. Nou sit jy vir Jan en Amos by, nou het jy stiefboeties en stiefsissies. So julle kan nou net dink, wat se verhoudingsprobleme daar hier gaan in hierdie verhouding, in hierdie gesin gaan wees. So dis die eerste kwessie, daar's baie verhoudingsprobleme. Die tweede ding is, Hannah voel nie deel van die gesin nie. Hannah voel, she is isolated. Sy voel, in Afrikaans is dit, sy voel nou kyk nou mooi, hier is nou 'n taalles, ge-isoleer. Dis hoekom daar 'n omlaut op die i is, om vir ons te help om hom reg uit te spreek. Sy voel, sy is nie sosiaal aanvaarbaar nie. Crowds of people are not knocking down their door to be part of her little group. Sy voel so as gevolg van die eksentrieke gesin. Jan is 'n tipiese tienerseun. En hy leef ook in sy eie wêreld. Hy sit sy Walkman op met sy musiek en dan is hy in sy eie wêreldjie. So hy is ook op 'n manier nie deel van hierdie gesin nie. En dan kyk ons nou na Gavin en Margot se invloed in hierdie hele situasie. Margot het haar man geskei en haar drome nagejaag. So in daai opsig, en sy het haar kinders eintlik bietjie verwaarloos, nie regtig met hulle kontak gemaak nie. Gavin het vir lang jare geen kontak met Hannah gehad nie. So hulle was ook nie modelouers nie. Hulle ouerskapstyl het ook 'n negatiewe invloed gehad op hierdie gesin en hoe dit bymekaar gekom het. So the issues are clearly identified here. Goed, kom ons gaan aan. Ek hoop dis vir julle duidelik. Volgende vraag. Nou hier is 'n regtig enige een van hierdie vrae kan na vore kom, of hierdie vrae kan jou help met kort vrae.
Die verhouding tussen Hannah en haar ma. Wat is 'n verhouding? The relationship between Hannah and her mother. As ons nou hier kyk, die verhouding tussen Hannah en Beyers. So, the relationship. Die verhouding tussen Hannah en haar pa Gavin. Goed, so kom ons gaan gou terug na hierdie een toe. Ons weet nou al, Hannah dink haar ma is vreemd. Sy was baie klein toe sy uitgevind het haar ma is so anders as die ander mamas wat die dogtertjies en die seentjies kom haal by die kleuterskool. En haar begeerte is om net 'n gewone, normale gesin te hê, met 'n normale pa en 'n normale ma. Hannah was 'n bietjie vies vir haar ma, omdat sy nie die spleet tussen haar voortande wou laat regmaak nie. En dan is Hannah baie ontsteld, as Sharon vir haar uitwys, dat sy baie soos haar ma is. You know, there's a time in your life where you think, I never am going to be like my mother or my father. I'm never going to be as horrible. And then when you're a bit older, you sometimes look at yourself and think, oh, I sound like my mother. Aan die einde, per slot van rekening, soos hulle sê aan die einde van die dag, dis baie lelik, moenie daai uitdrukking gebruik nie, bly sy baie lief vir haar ma. En glo ek, sal sy later regtig baie trots wees op haar ma en die manier hoe hulle vir Hannah en haar boeties groot gemaak het. Kom ons kyk gou-gou, ekskuus tog. Kom ons kyk net gou-gou na die verhouding tussen Hannah en Beyers. Sy hou nogal van hom, want hy is so goed vir haar ma. Haar ma, soos wat sy op 'n stadium in die boek sê, hy was die beste man wat Mana nog ooit gehad het. Hulle lag baie, hulle het 'n baie vrolike verhouding. Hulle kan baie dinge uitsorteer met humor. Hy waardeer haar pogings om te skryf. Omdat hy self 'n kunstenaar is, 'n woordkunstenaar, het hy waardering vir haar pogings om te skryf en hy moedig haar aan. So he encourages her. Hy moedig haar aan om te skryf. So dis 'n baie positiewe verhouding. Sy's positief oor hom. Die verhouding tussen Hannah en haar pa Gavin, sy's baie skaam vir haar biologiese pa, omdat hy gay is. Sy wil hom nie regtig hê by haar verjaarsdag nie, want hy het nog nooit regtig in haar belang gestel nie. Tog, deur die hele ervaring op die berg, ontwikkel hulle verhouding baie positief. Kom ek skryf dit net neer. Die verhouding ontwikkel in iets positiefs. So, really becoming more positive. Hannah is gevlei, she feels flattered, wanneer hy vir haar vertel hoe perfek sy was, toe sy gebore is. En sy is baie opgewonde, as sy hoor, hy wou eintlik vir haar 'n meer eksotiese naam gegee het, soos Pascal of Fabienne. En dan op die ou end kom sy op 'n punt waar sy hom bewonder. She admires him. Vir sy uithou vermoë en sy goeie geaardheid, sy positiewe geaardheid. Onthou, hy is die een wat sê, kom ons hou konsert, kom ons hou 'n partytjie. Uithou vermoë, he does not let something go, he just keeps going until he gets what he needs. So, aan die begin negatief, en soos wat die storie ontwikkel, raak dit al hoe meer positief. Ok, nou hier is een wat jy
al doen jy dit net om jouself voor te berei. Enige van die Fabienne stories. Probeer die storie net kortliks uitskryf. Al gebruik jy net kernwoorde. Net sodat jy kan seker maak, jy weet waar is Fabienne, wat is Fabienne se storie, en wat is Hanna se stories. So, jy moet seker maak dat jy die inhoud verstaan. Jy moet in jou eie woorde skryf. Jy moet kyk na, spelling is nie so, hulle merk baie lig met spelling, maar woordorde is belangrik, en soos wat ek gesê het, woordeskat. En dan moet jy maar kyk dat dit alles mooi by mekaar pas, dat dit 'n geheel vorm. So dis nou so ver as wat ek jou met Fabienne se stories gaan help. Kom ons kyk na die volgende vraag. Die doel van die vakansie, nou as jy nie weet wat 'n doel is nie, gaan jy sukkel, is om die gesin nader aan mekaar te bring. Wat het hulle gedoen? So what did they do to keep themselves busy? And how did that help them to have better communication? Want dit is op die ou end die belangrikste ding, beter kommunikasie. Goed, hulle het begin deur speletjies te speel, ons weet dit het in 'n bekleierery geëindig, maar tog, toe hulle dit later weer gedoen het, het dit beter begin gaan. Kan julle onthou, hulle het 'n maklike manier, 'n maklike poker gespeel, en toe het al die versies begin, en hulle het in versreëls met mekaar begin praat. Hulle het elke oggend gaan stap, wonderlik. Hulle het konsert gehou, hulle maak saam kos. Maandag gee vir die gesin huistake om te doen, sodat hulle mekaar beter kan leer ken. En dan, op die ou end weet ons wat die uiteinde hiervan was. Hulle het tog nader aan mekaar gekom. Goed, die laaste ding wat ek vir julle wil sê, is met enige van hierdie romans, gedigte, die drama, enige van julle voorgeskrewe werke, as julle op hierdie webtuiste gaan julle jare en jare se ou vraestelle kry, tot en met verlede jaar, met memorandums, wat vir julle kan help, as julle nou klaar julle werk gedoen het, klaar die harde werk gedoen het, om te gaan kyk na watter soort vrae kan hulle vra, en wat is die moontlike antwoorde. Nie 'n goeie plek om te begin, hoor my goed. Om by die vraestelle te begin, is nie jou beste manier van voorbereiding nie. Jy moet eers die harde werk doen, en dan kan jy gaan na die vraestelle, en kyk na die vrae, en ook kyk na die antwoorde. Ek hoop, hierdie paadjie wat ons geloop het met Hanna Hoekom, gaan vir jou help, het jou gehelp, sal jou nog help in die toekoms. Onthou, jy kan enige tyd teruggaan, en jou beste wapen is jou boek. Onthou dit. Ek weet, dit is daunting, dit is eintlik skrikwekkend as jy kyk na al die hoofstukke, maar dis die beste plek waar jy kan begin. Alle voorspoed vir Hanna Hoekom en jou begrip van die boek. Ek hoop dit gaan goed met julle tot ons mekaar weer sien.